Kom ons lees uit die evangelie volgens Markus, 6de hoofstuk. Ons lees die eerste 6 verse, sal ook op die bord wees. Jesus het daarvandaan weggegaan. Die daarvandaan is van Kapernaum, Galilea, vorige ruk wat hy daar gewerk het, die evangelie verkondig het. Hy het weggegaan, hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het, is Nasaret, en sy disippels was saam met hom. En toe die Sabbatdag aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer. Baie het na hom geluister en is sy woorde aangegryp. Hulle het vir mekaar gesê, waar kom hy aan al hierdie dinge? En watter besondere gawe van wysheid het hy, dat daar sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind? Is hy dan nie 'n timmerman, 'n seun van Maria, en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? En is dit dan nie sy susters wat hier by ons woon nie? Die mense wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring en sy gesin. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê en hulle gesond gemaak het. Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. Daarna het hy by die dorpies in die omtrek rondgegaan en die mense daar geleer. Die teks wat veral mense se aandag trek is aan die woorde by vers 5, hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie. Dit lyk of hy magteloos is. Net voor ek met die boodskap begin, as jy net weer kyk na vers 2, en toe die Sabbatdag aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer, net sommer so 'n stukkie moeswilligheid van my. As jy nou Lukas gaan lees, sy weergawe hiervan, staan daar dat Jesus sinagoge toe gegaan het soos sy gewoonte was. So dit lyk my dis 'n goeie gewoonte. Maar ek sê dit nou sommer so 'n bietjie, sommer so tong in die kies, nie ernstig nie. Goed, en dan, waar kom hy na al hierdie dinge? Vers 3, is hy dan nie 'n timmerman nie? En Lukas sê, die seun van Josef, 'n timmerman, die seun van Josef. En dan noem hulle die vir Maria en die familielede. En dan die woorde, hy kon daar geen enkele wonderwerk verrig nie. Broers en susters, ek wil graag so begin van die eerste dag af wat Jesus gebore is. En veral vandat hy begin preek het en onder die mense beweeg het, is die vraag gevra, wie is hy? Die vraag vanmôre weer 'n keer, vir jou en vir my, wie is Jesus vir jou? En let op my werkwoord, ek vra nie, wie was Jesus nie? As 'n mens die koerante lees, en die briewe kolomme, dan is daar nou al meer mense, die laaste tyd is dit bietjie stiller, maar al meer mense wat openlik hulle ateïsme bely, dat hulle nie in God glo nie, en wat die vraag vra, wie was Jesus? Met ander woorde, hy het 2000 jaar terug gelewe, hy was 'n besondere mens, hy het besondere dinge gesê, en waarskynlik dalk besondere dinge gedoen, alhoewel daarvoor daar geen bewyse is nie, maar hy het 'n mooi lewe gelei, wat uitgeloop het op 'n totale ramp vir hom, want hy is doodgemaak deur die Romeine. As ek sê, wie was Jesus? En ek antwoord die vraag so, dan moet ek 'n punt daar sit. Dan is dit verby. Dan beteken dit, die hele Nuwe Testament kan ek in die asblik gooi. Wel, nie heeltemal in die asblik nie. Daar's daarom 'n paar mooi goedjies wat 'n mens kan lees en na luister en wat jou kan leer. Wie is Jesus? Is 'n ander vraag met 'n ander antwoord. En daaruit kom die opdrag dan vanoggend vir my en vir elkeen van ons, kyk 'n slag
weer 'n keer na jou verhouding met Jesus. Baie keer sê mense vir my, jy het net vir my gepreek. Dan is my antwoord gewoonlik, is waar. Maar weet jy vir wie het ek eerste gepreek? Vir myself. Die Here het heel eerste met my gepraat. En vir my ook gevra, by die voorbereiding, en vanmôre vir elkeen van ons, hoe lyk jou verhouding met Jesus? Nasaret vra, nou wie is hy? Op die Saterdag kom hy na die sinagoge, en as jy die Lukas weergawe lees, dan kry hy die boekrol, die Joodse Oud-testamentiese wette, is so in 'n rol opgerol, is ons papierus, en dan rol hy dit oop, en hy lees dit Jesaja, van die voorspelling, of die profesie, liewes, die profesie van die koms van die Messias. En dan sê Jesus, en dis waar die moeilikheid begin het, dan sê Jesus, hierdie woord uit Jesaja, is nou, op hierdie oomblik, voor julle oë vervul. Hy sê vir die klompie in die sinagoge, ek is die Messias. Die Vader het my gestuur, dis wat hy bedoel. En onmiddellik is daar verset. En die vreemde ding wat hulle dan doen, hulle sê, ag nee my liewe aarde, daar staan in vers 3, die mense wou niks van hom weet nie. Hulle sê, ag nee, kom nou 'n bietjie, wag nou 'n bietjie. Jy's maar net 'n timmerman, 'n skrynwerker. Jy's nie opgelei nie, jy's nie 'n rabbi nie. 'n Rabbi kry 'n behoorlike opleiding voor hy vir ons kan leer. En nou kom jy wat maar net 'n timmerman is. Ons ken jou mense. Ons weet wie jy is. Jy kom uit 'n skrynwerkerswinkel, man. Nou wil jy vir ons kom sê, jy's die Messias. Weet jy, oor 20 eeue, is dit die soort verset, wat dat teen Jesus is. Hoe kan jy sê, jy is die Here self? Die baie bekende Engelse skrywer C.S. Lewis, hy was 'n ateïs en tot bekering gekom. Sy bekeringsverhaal is 'n merkwaardige ding om te lees. As jy nou niks het om te doen nie, Google C.S. Lewis en kry wonderlike goed. En hy het gesê, weet jy wat? As jy sê dat Jesus net 'n wonderlike mens was, het jy nie alles gelees wat hy gesê het nie. Want hy het onder andere gesê, wie my sien, het die Vader gesien. Nou stel jou dit nou voor, dat ek nou vanmôre vir u sê, as julle vir my kyk, sien julle die Here. So C.S. Lewis sê, jy het 'n probleem met Jesus. Jy moet of sê, hy is die mees arrogante mens wat nog ooit geleef het. Of jy moet jou knieë buig en hom aanbid as die Here. Dis die enigste keuse. Dit help nie om net te sê, hy het 'n paar mooi goed geskryf nie. Want dat het hy ook 'n paar goed gesê, wat nie waar is nie. Hy is maar net 'n timmerman. Weet jy, ek het so 'n bietjie daaroor gedink, dis ook sommer so net nou terloops. Hy het geweet wat beteken dit om te kap en te saag en te vuil, en sy hande stukkend te maak, en sy hande vol eelte te maak. Hy tot op 30-jarige ouderdom, het hy hard gewerk, routine gewerk, met sy hande gewerk. Die hande waardeur later spykers gekap is, was hande met eelte. Hy was deel van hierdie gewone wêreld. Daarom as jou werk bietjie routine word, jy bietjie eelte kry, dalk nie eelte op die hande nie, maar eelte op die siel, en op die moed, en op voortgaan, en op die kantoor. Jesus was ook daar. En die wonderlike is, daar het ek ook so oomblikkie gedink, hy was daar in die timmermaanswinkel, 'n skepper, mooi goed gemaak, wonder wat het hy alles gemaak, en goed reggemaak, vir die mense in die dorp. Jy is maar net Josef, die skrynwerker, se seun. Nee, hy is die Here. Hy is ons Here, en ons aanbid hom.
En tog is hier 'n probleem. Want hier staan, hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie. Hy kon daar niks doen nie. Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. Hy kon geen enkele wonderwerk doen nie, en dan so 'n halwe vreemde sinnetjie van Markus, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê en hulle gesond gemaak het, al oor wêreld. Geen wonderwerke nie, maar hy lê sy hande op mense en maak hulle gesond. Maar die verskriklike vraag is, wat is die rede vir hierdie magteloosheid? Beteken dit dat Jesus tog uiteindelik, ten spyte van alles wat ons nou al gesê het, eintlik maar net 'n mens is, wat magteloos kan word? Wat is die rede hiervoor? Weet jy, broers en susters, 'n mens sou daaroor nou daar kon redeneer. Maar dit gaan doodgewoon daaroor dat God mense geskep het, wat staan in Genesis? Na sy beeld. Hy wil nie 'n robot hê nie. Hy wil nie met al mag oor my lewe kom en my eenvoudig oorweldig dat ek absoluut geen keuse daaromtrent het nie. Hy het vir Adam en Eva vrye wil gegee, 'n keuse om te maak, om gehoorsaam te wees of nie gehoorsaam te wees. En Adam en Eva daai vrye wil bederf. Dit staan in ons gereformeerde belydenisskrifte ook, dat jy eintlik nou nie meer regtig daai vrye wil het nie, want wat doen jy nou? Jy kies liewer die bose, die verkeerde. Dit doen jy maklik. Ek het al vorige keer gesê, is nou so 'n bietjie 'n swak beeld, maar tog, as jy almal van julle wat al kindertjies groot gemaak het, wat is die woordjie wat jy gedurig vir moet vra? Wat sê jy nou as jy vir hom iets gegee het? Wat is die woordjie nou weer? Dankie. Jy sukkel jou lam om dankie in te kry, maar gebruik 'n vloekwoord, wat gebeur? Gebruik hom in konteks, onmiddellik. Jy kies onmiddellik teen Jesus, want hy's net 'n skrynwerker. God kom na mense, en hy begin in sy liefde die verbond met Abraham. Efesiërs 1 vers 4 sê, hy het ons in die ewigheid voor die grondlegging van die wêreld uitgekies as syne. Hy kies my, en hy gee vir my ruimte in sy hart en in sy lewe. Hy sê vir my, jy's myne. Maar weet jy wat? Karl Barth, groot teoloog van die 20ste eeu, Switserse Duitse teoloog, hy het gesê, daar's iets hierin van 'n onmoontlike moontlikheid. En hy wou daarmee sê, stel jou dit voor, die Messias staan op 'n Sabbat in die sinagoge, en die mense wil van hom niks weet nie. Dis mos onmoontlik. Hoe kan jy binne die verbond gebore word? En God sê van kleins af vir jou, jy's myne. En hy verseël dit met die doopwater. En hy kom op honderde maniere, dwars deur jou lewe, telkens na jou toe aan. En jy verwerp hom. Hoe is dit moontlik? Nasaret wil vir hom geen ruimte gee nie, hoewel hy vir hulle ruimte gegee het. En hierdie woorde dat hy geen wonderwerk kon doen nie, beteken doodgewoon dat Jesus teruggestaan het. Dis julle keuse, Nasaret. Maar ek moet iets by sê, verder staan daar, vers 7, Jesus het die 12 nader geroep, en hulle 2-2 begin uitstuur na die dorpies toe. Jesus verwerp Nasaret nie totaal nie. Hy staan partykeer terug, soos in Israel. Lees maar die Ou Testament. Hoeveel keer het hy teruggestaan, dat die volk hierdie boosheid doen, tot op 'n dag wat hy die streep trek, en wat jy die finale keuse moet maak. Weet jy, waar word dit vir my op die ongelooflikste, wonderlikste manier, ek kan gedurig daaraan dink amper,
aan die 2 moordenaars aan die kruis. Al 2 spot met Jesus. Die timmerman, stel jou dit voor, die timmerman wat met spykers gewerk het, die timmerman het spykers deur sy hande, die timmerman wat met hout gewerk het, hang aan 'n hout, aan 'n paal, en hulle spot. En dan vra die een, dink aan my. Net dit, dink aan my. En Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Broers en susters, jy en ek, ons het vir Jesus gekies. Daarom is hy hier vanoggend. Daarom bely u dat u 'n Christen is. Die opdrag vir môre is, die vraag is, hoeveel ruimte gee ek in my lewe vir Jesus? Moet hy nie ook partykeer, soos teenoor Nasaret, terugstaan en wonder, wat is hierdie kind van my besig om te doen? Moet hy nie partykeer net 'n bietjie terugstaan? Gelukkig, genadiglik, draai hy nie om en loop nie. Ek kan maar terugkom. Weer 'n disipel word. Weer my Bybel vat. Weer ruimte gee vir gebed. En ruimte gee vir Jesus in my huwelik, in my gesin, in my beroep en in my ontspanning. Hoe lyk my verhouding met Jesus? Dis die vraag vir môre. Kom ons kyk om af te sluit 2 teksverse. 2 Korintiërs, stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie. So nie het julle die toets nie deurstaan nie. Besef julle nie dat Christus Jesus in julle is nie. En dan Romeine 12 vers 1, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God, as lewende en heilige offers wat van hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Ons kan maar weer en weer 'n keer vir die Here sê, ek gee myself vir u, weer vanoggend. Dankie dat u uself vir my gegee het aan 'n kruis en deur my hele lewe. Amen. Ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons anders kan sê as Nasaret, dat u ons Here is, dat ons u kan aanbid. Help ons op ons pad. Seën ons as gemeente, ook in die tweede helfte van die jaar. Seën ons Here met al ons aktiwiteite, alles waarmee ons besig sal wees. Ons bid ook vanmôre vir ons siekelys, mense wat vir u nodig het, ook in die besonder hierdie week. Dra vir hulle in u liefde en in u genade. Ons bid vir ons land, met al sy reuse probleme. Ons bid vir 'n wêreld waar die verskriklikste goed gebeur, soos in Frankryk. Help ons om aan u vas te hou en onsself vir u te gee. In Jesus se naam. Amen.